Van my kant af, Shaal Botha, weer 'n hartlike goeie dag aan elkeen van julle hier by ons Lewe Lig dagstukkies. En vandag is ons dagstukkie dag 253. Johannes 1 vers 4 en 5. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Soos die ster die wyse manne gelei het Jesus die lig kom word, wat ons ook elke dag huis toe wil lei. Nag, Nella, nag. As die moeilikheid nou in sulke swerms jou kant toe gekom het ons as studente vir mekaar gesê, nag, Nella, nag. Bedoelende dan, die moeilikheid is groot en diep, dis pikgedonker nag. Die ou mense het die sê gehad van, te veel van 'n goeie ding is ook nie meer goed nie. As jy nou vir 3 weke aanhoudend storms en reën beleef, dan raak jou uitsien na 'n stukkie son al hoe groter. Dis soos hongerpyne. Hoe hongerder jy word, hoe groter raak jou lus vir kos. Dink nou maar net aan Esau wat sy eersgeboortereg vir 'n pot lensiesop verruil het. Hoe groter en meer intens die sleg wat jy beleef, hoe groter is die wonder dan van om lig te sien, jou dors te les, jou honger te stil. Dink gou aan donkerte. Het jy al ooit in 'n plek beland waar dit pikdonker is? Ek praat van daardie tipe donkerte, waar jy nie eers jou eie hand voor jou oë kan sien nie. Dit is benoud, ongemaklik en nogals bangmakend. Dink nou nog so 'n bietjie verder, hoe dit sou wees as jy vir altyd en altyd in so 'n donker plek moes bly, sonder enige lig, sonder enige uitkoms, sonder enige hoop. Die Bybel praat oor ons wêreld as 'n plek van duisternis. Johannes 1 vers 5 sê, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die donkerte van ons wêreld loop dan so hand aan hand met die stikkend. Ons sien dit oral. Haat, jaloesie, siekte, pyn, onreg en mense wat mekaar seermaak. Dis asof die wêreld sonder hoop is, vasgevang in 'n eindelose nag sonder sonsopkoms. Maar toe kom Jesus. Hy het lig, liefde, hoop en alles wat God is vir ons in ons donker wêreld ingebring. Hy is die lig van die wêreld. Johannes 8 vers 12. Die hemel is waar God is. Daar waar daar lig, liefde, vreugde, vrede, geen hartseer en geen trane gaan wees nie. Daarenteen is die hel die totale afwesigheid van alles wat God is. Dink nou net vir 'n oomblik aan 'n bestaan in duisternis waar woede, haat, vrees, marteling, hartseer, lyding, pyn en vrees vir altyd 'n werklikheid gaan wees. 'n Bestaan sonder enige hoop, net 'n geween en geknars van tande. Skrikwekkend, nê? Dit is hoekom Jesus gekom het. Hy het ons in liefde kom opsoek om ons uit hierdie hopelose situasie te red. Sonder hom is ons vasgevang in die duisternis. Maar met hom is daar 'n toekoms, 'n plan, 'n doel en die belofte van 'n ewigheid saam met hom. So hier is Paasfees se goeie nuus. Jesus het gekom om vir jou 'n pad uit die duisternis te maak. Hy het die prys betaal sodat jy nie sonder hoop hoef te wees nie. Jy hoef net sy hand te vat en hom toe te laat om jou terug te lei na die Vader. Eers in my uittreë uit die duisternis kan ek begin sien en verstaan waarop ek alles uitgemis het, waarmee God my wil seën. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om as kinders van die lig te lewe? Wat kan ons begin doen om uit die duisternis van hierdie wêreld te ontsnap? Hoe gaan jy vandag begin om as 'n ligdraer van God te lewe?
Here, U is die lig in my donker wêreld. Trek my asseblief uit my hopeloosheid en bring my nader aan U. Help my om U lig te kies en nie in die duisternis vasgevang te bly nie. Dankie dat ek by U altyd hoop kan vind. Amen. Jesus het mos gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die deur uit die duisternis, terug na die ewige lig van ons Vaderhuis. Mag jy dit ook ervaar hierdie week. Liefde groete, Sjaal. Om elke dag per WhatsApp 'n dagstukkie van Lewe Lig te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Stuur dit asseblief tog per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.